Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 23 November 2025. Ons erediens vandag waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees uit Romeine 8 en die tema van die preek is: niks kan ons van die liefde van God skei nie. Glo dit. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook aan al die besoekers wat vandag hier is om die wonderlike geleentheid mee te maak waar 4 van ons verbondskinders vandag ook belydenis van hulle geloof aflê. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 33, daarvan verse 1 en 7. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is verhef die Heer. Dit pas opreg is God te loof en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesang 'n stem van sterk verlange om die Heer te dank, by die smeltend skone, harp en sitertone, liefde en lof verklank. Psalm 33 vers 1 en 7 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 32, daarvan die eerste vers en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, hoe heerlik om op hierdie oggend hier by mekaar te kom, om U te loof, te dien, te eer. Waar ons die wonderlike geleentheid ook kan meemaak, waar 4 jong mense vanoggend ook hulle geloof in U kan bely. Here, is alles U werk. U het die kinders gekies voor die grondlegging van die aarde. U maak bemoeienis met ons. U gebruik U woord en gees, ouers, oumas, oupas, al die ander mense wat U inskakel om te help werk aan U kinders. En so kan hierdie jong mense ook vandag kom, waar hulle begelei is in die geloof tot 'n belydenis self, van ja, ons glo. En ons dank U daarvoor. Ons dank U dat U die God van die verbond is, ja, U werk van geslag tot geslag. Dit kan ons ook vandag hier sien. Maar Here, as ons nou ook uit U woord luister, wil U gee dat ons waarlik sal agslaan daarop. Dat ons lewens daarvolgens sal inrig. Dat ons in alles wat ons doen, U eer voorop sal stel.
Daarvoor het ons wysheid nodig. Wysheid wat U alleen kan gee. Ja, wysheid om U te ken, op U te vertrou. Daarom vra ons dat U in ons werk deur U Gees en U woord. Elke dag, elke oomblik. Here, ons vra ook dat U ons sondes sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwille alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam met Psalm 89, vers 1 en 9. Ons luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Romeine 8. Romeine 8 vanaf vers 18 tot aan die einde van die hoofstuk, vers 39. Romeine 8 vanaf vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot dit nou toe sug in die pyne van verwagting. Nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie.
En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. En die wat hy geroep het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Net weer die laaste 2 verse. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Vandag gaan 4 jong mense hulle geloof openlik voor die Here en voor sy gemeente bely. Ja, hulle is deur God geroep, soos ons nou ook gelees het. 'n Besondere dag. 'n Dag wat ons ook laat terugdink aan die keer toe ons belydenis afgelê het. Dit laat ons dink aan ons geloof voor God. Dit laat ons dink aan ons geloofslewe. En dit laat ons ook dink aan die liefde van God. Want daardie dag toe ons ja gesê het, vandag waar Inge en Minay, Marudai en Christian ja gaan sê, ja ons glo, het ons, en sê hierdie jong mense vandag die woorde van Paulus ook na, ons glo vas, dat niks, maar niks, ons ooit kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ja, wat ook al in jou lewe gebeur, die Here is daar. As God by jou is, verander alles. Dit gee vir ons soveel hoop en troos en sekerheid op ons lewenspad en ons geloofslewe. Wat ook al in jou lewe gebeur, seer, vreugde, onsekerheid, God is daar. Sy liefde vir jou verander alles. As ons dan nadink aan wat dit beteken om 'n Christen te wees, is die fondament net een ding. God se liefde. Alles anders, ons swakhede, ons verliese, selfs ons mislukkings verander nie wie ons is voor God se oë nie. Daar's niks wat ons beter maak as ander mense nie. Maar tog is ons unieke mense, omdat God ons gekies het, ons geroep het om sy kinders te wees en sy liefde te ervaar. En die een ding wat God se liefde vir ons sê, in sy woord, die een wat God se liefde vir ons kom wys het, is die Seun van God self, Jesus Christus. Hy het as mens tussen mense kom leef.
Ons het 'n skat van gebeurtenisse oor wat Jesus gesê en gedoen het, opgeteken in God se woord. En in sy woord sien ons iets wonderbaarliks. Wat dit beteken om werklik lief te hê. Ja, Jesus het mense ernstig opgeneem, hulle gerespekteer, maar tog gewaarsku om hulle te bekeer. Hy het hulle genees, bemoedig, op verkeerde dinge gewys, bevry van dit waaraan hulle verslaaf was en wat hulle lewe en denke vasgebind het. En uiteindelik het hy sy lewe verander, vir my en vir jou gegee. Hy het die onskuldige is ter dood veroordeel in ons plek. En dis dan ook dieselfde Jesus Christus wat gesê het, wie my sien, sien die Vader. En God self het ook gesê, dit is my geliefde seun. En dit is gewys deurdat Jesus uit die dood opgewek is. Die liefde van Jesus was sterker as die dood. Nie net in beeldspraak nie. Nie net as 'n mooi gedagte of ja, Jesus leef in my hart nie. Maar werklik, konkreet, fisies, vas en seker. Daarom glo ons, Jesus Christus se liefde is ook God se liefde. In hom het God sy wese vir ons sigbaar en hoorbaar gemaak. En daarom kan Christene nie vandag glo dat God net 'n vaag krag is wat alles uiteindelik reg laat uitwerk nie. Nee. Ons het hom konkreet leer ken in Jesus Christus. Sy liefde is vlees en bloed, woorde en dade, lewe en opstanding. En dit is presies oor hierdie liefde waarvan Paulus praat as hy sê dat niks ons daarvan kan skei nie. Want daardie liefde is sterker as enige iets, selfs sterker as die dood. Paulus skryf dit met oortuiging. Niks, geen krag of omstandigheid kan ons skei van daardie liefde nie. Ja, eerstens is sy liefde sterker as die slawerny van verganklikheid. Paulus beskryf die hele skepping, mens, dier, plant, alles as vasgevang in die slawerny van verganklikheid. Alles versluit, alles breek, alles sterf. Jou krag en jou skoonheid hou nie. Hoe gesond jy ook al leef, hoe gereeld jy oefen, hoe baie produkte jy ook al gebruik, jou liggaam word oud. Geboue val uit mekaar. Selfs berge is onderworpe aan erosie. Mense en diere sterf. En uiteindelik ek en jy ook. Dis 'n werklikheid. Maar broer en suster, God se liefde in Christus Jesus is sterker as dit. Jesus het uit die greep van hierdie verganklikheid gebreek. Hy leef. Sy opstanding is die begin van 'n nuwe lewe. En daarom kan Paulus sê, ek is daarvan oortuig, dat dood of lewe my nooit van God se liefde kan skei nie. Want die toekoms lê in God se hand. 'n nuwe hemel en aarde. 'n wêreld waar nie die verganklikheid of die dood die laaste sê het nie. Maar dit gebeur nie sommer vinnig nie. Paulus sê self dat ons saam met die skepping sug. Ja, ons verlang, ons wag vir daardie heerlike oomblik wanneer Jesus Christus weer op die wolke gaan verskyn. En terwyl ons wag, werk God geduldig aan ons. En julle vier wat vandag belydenis van julle geloof gaan doen, is 'n bewys daarvan. Met julle doop het God beloof dat hy vir julle 'n God sal wees. En hy het aan julle begin werk. Hy het mense ingesluit by sy werk aan julle. Julle ouers, julle oumas en oupas, die kerk, katekisasie, almal wat 'n rol in julle lewe gespeel het. Om julle ook vandag tot 'n belydenis te bring. En ja,
God gaan steeds na vandag voort om aan julle te werk. Wanneer hulle vandag julle geloof gaan bely en daarmee saam ook sê dat niks julle sal skei van God se liefde nie, dan beteken dit ook dat julle nugter sal kyk na die werklikheid van die toekoms. Ja, ook julle gaan oud word, seer kry, deur beproewinge gaan, geliefdes aan die dood afstaan. Maar in dit alles is God by julle. Sy liefde is sterker as dit alles. Julle sal ook kan sê, Here, as U nie by my was nie, sou ek dit nie gemaak het nie. En dit is waar. Met Hom kan julle die werklikheid in die oë kyk. In Jesus Christus hou God jou vas. Deur dit alles. Want sy liefde is ook sterker as die ervaring van die kwaad en lyding wat oor ons lewe kom. Paulus ken lyding. Hy skryf van teëspoed en ellende. Alles wat hy opnoem, vervolging, honger, gevaar, die swaard. Dit alles het hy beleef. Hy is uiteindelik deur die swaard tereggestel. Ja, Paulus het geleef in 'n wêreld waar die mense hierdie ervarings verbind het met geestelike magte en bose kragte. Maar Paulus sê, niks hiervan sal my kan skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is nie. En hy is nie naïef nie. Hy weet dat die kwaad, die sonde in hierdie wêreld jou kan skud tot in jou fondamente. As jy hoor of lees van al die gruwelike geweld, korrupsie en onregverdigheid in hierdie wêreld, dan voel jy soms die mag van die kwaad. Maar as dit jou tref, of julle 4 jong mense gaan tref, jou siekte, jou kind wat iets oorkom, jou finansiële verknorsing, jou liefdesteleurstelling, dan voel dit soms of God ver weg is. Jou gebede raak stil. Jy bid nie meer nie. Jy weet nie wat om te sê nie. Jy is soms kwaad, soms afgestomp, soms leeg. En Paulus herken dit. Maar hy sê selfs dan is God se liefde sterker as dit. Wanneer jy nie kan bid nie, bid die Heilige Gees vir jou met woorde wat ons nie kan uiter nie. Woordlose sugte. En luister mooi. Paulus sê nie dat hy oortuig is dat sy liefde vir God so sterk is dat niks hom sal laat wankel nie. Nee. Ons liefde is broos. Ons kan breek, ons verloor moed. Maar God se liefde bly sterk. Sterker as die kwaad en die seer. En wanneer dit voel of God jou nie meer liefhet nie, dan hou hy jou vas. Jou liefde kan opraak, maar God se liefde nooit. Jou gemoed kan breek, maar God se trou nooit. Julle 4 se geloofsbelijdenis vandag gaan nie oor hoe sterk julle liefde vir God is nie. Dit gaan oor hoe seker julle daarvan is dat God julle liefhet en sal lief hê, wat ook al gebeur. In vers 23 noem Paulus die Heilige Gees die eerste gawe van God. In kort beteken dit dat die Here aan ons 'n waarborg, 'n pand, 'n vooruitbetaling, 'n voorskot gee op dit wat later kom. Die Heilige Gees is vir ons 'n waarborg van die volkomme verlossing wat die Here aan ons skenk. Hy is die een wat ons beskerm teen al die aanslae wat oor ons pad kom. Ja, die Heilige Gees maak ons deur Christus kinders van God. Dit is deur die werking van die Heilige Gees dat julle 4 vandag julle geloof kan bely. Hy is die brugbouer tussen die hede en die toekoms. Ja, in die hede is ons kindskap nog aan die verganklikheid onderworpe, maar die Heilige Gees is vir ons die waarborg dat ons kindskap by God nie eers deur die dood vernietig kan word nie. Ons kan seker wees
dat ons ewige erfgename van God is op grond van die dood en opstanding van Jesus Christus. En as bewys hiervan gee God aan ons sy Heilige Gees as waarborg. Ja, niemand verstaan ons swakhede beter as die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees weet dat ons swakheid daarin bestaan, dat ons nie weet wat en hoe ons moet bid nie. Veral omdat ons getuister word deur die kwaad van hierdie wêreld, deur lyding wat oor ons pad kom. Die Heilige Gees weet hoe arm ons woorde voor God is. Maar die Heilige Gees onderskep as ware ons gebede en hy bring daar die diepste versigtinge wat ons nie eers met woorde kan uitdruk nie voor die Vader. Wanneer ons bid, ruil die Heilige Gees as ware met ons plekke om. Die Heilige Gees laat ons hoop op die beloftes van God. En ons kan weet dat God hoor, omdat die Gees ons gebede voor God se troon bring. En die Gees pleit volgens die wil van God by hom, namens ons. Ja, deur die kwaad en ons lyding heen kan ons uitkoms van God verwag. En ons kan uitsien daarna. Want God se liefde is ook sterker as die aanklag van ons eie skuld. Paulus sê, hoogte of diepte, hede of toekoms, niks kan jou van God se liefde skei nie. En hy koppel dit aan die vraag wat hy in vers 33 gevra het, naamlik, wie kan God se uitverkorenes aankla? Aanklag kan van ander mense kom. Dit kan van jou eie gewete kom. Enige ding wat jy gedoen het. Enige fout wat jy gemaak het. Enige sonde, enige skaamte. In dit alles kan jy altyd weer met berou na God toe gaan. Want sy liefde vir jou in Jesus Christus is sterker. Selfs sterker as jou eie skuld. Niks kan jou van God se liefde skei nie. Want Jesus staan vir jou in. Hy pleit vir jou. Hy het vir jou gesterf en is vir jou opgewek. Hy is die een wat die aanklagte teen jou stil maak. Dink aan die gebeurtenis van die vrou wat in oorspel betrap is. Haar geheim was uit. Haar sonde is openbaar gemaak. Sy is skuldig. Die mense staan reg met klippe om haar te stenig. En dan kniel Jesus en hy skryf van die grond. En dan sê hy, wie sonder sonde is, moet die eerste klip gooi. Een vir een loop die aanklaers weg. Hy vra vir die vrou, waar is jou aanklaers? Het niemand jou veroordeel nie? Niemand nie, Here, antwoord sy. En Jesus sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Wat 'n verligting. Jesus kan oordeel, maar hy kies om te red. Hy dra haar skuld self. En Paulus sê dieselfde. Wie sal jou aankla as jy aan Jesus behoort? Die een na die ander aanklaer moet pad gee. Selfs jou eie gewete, want Jesus veroordeel jou nie. Hy het vir jou gesterf en hy leef weer. Hy tree vir jou, vir elkeen van ons, by die Vader in. Niks. Nie jou verlede, jou skuld. Niks kan jou skei van sy liefde, wanneer jy in hom glo nie. Geloof wat vandag deur 4 kinders van God bely gaan word. Ja, Minay, Inge, Marudai, Christian, broer en suster. Hierdie gedeelte uit God se woord laat ons hoor hoe hy self oor sy liefde praat. Hy leer ons om dit te bely, self na te sê en met daardie sekerheid te leef. God se liefde is altyd sterker, sterker as die verganklikheid, sterker as die kwaad en die lyding wat oor jou lewe gaan kom.
sterker as jou skuld. En daarom is ons oorwinnaars, deur hom wat ons liefhet. En ons is oortuig, niks, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Glo dit, bely dit, leef dit. Amen. Ons gaan nou daartoe hoor om die formulier vir die belydenis af te lê. Daarvoor vra ons die 4 jonges om na vore te kom. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. En daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, asook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord het hierdie broeder en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige belydenis te kom. Derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. Geliefdes, u kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om die geloof te bely. En daarom versoek ek u om in alle opregtheid op die volgende vrae te antwoord. Glo u in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam julle ook gedoop is? Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, u tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely u dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. Is dit die voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van die lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, u lewe en saligheid buite jouself in Christus te soek en so hierdie belydenis van u met 'n godvreesende lewe te bevestig. Beloof u terwyl die volle gemeenskap van die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en sakramente ywerig te soek, u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat u aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp, as u in leer of lewe u misgaan. Christian, wat is jou antwoord? Minay, Marudai, Inge? Waar u hier openlik die geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in die doop verseël is aanvaar het, wek ons u op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus, het ons hier hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, u volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan nou vra dat julle ook met julle sertifikate teken.
Julle kan so na die gemeente draai, dan vra ek dat ons sal staan en vir die seënbede van Psalm 134 vers 4 toesing. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, ons dankie dat U ons eerste lief gehad het. So lief dat U enigste seun gestuur het om vir ons die ewige lewe te gee. En soos ons vandag ook uit U woord gehoor het, dat niks of niemand ons uit U hand kan ruk nie. Dat niemand ons kan skei van die liefde wat daar vir U in Jesus Christus vir ons is nie. Here, dit gee vir ons soveel troos, soveel krag en moed om die toekoms ook in te gaan, om te weet dat U elke oomblik met ons is, dat U ons lief het en vir ons sal sorg, ons sal vashou, ons sal beskerm. Ons vra U ook dat U in die liefde in ons sal werk, sodat ons sal volhard in ons geloof. Hierdie 4 kinders van U wat vanoggend ook belydenis van hulle geloof afgelê het, dat U met hulle die toekomspad sal instap, dat U die berge in hulle lewens gelyktes sal maak, dat U hulle sal vashou, dat U vir hulle wysheid sal gee, daar waar hulle ook keuses moet maak. Ja, laat hulle daardie keuses ook maak volgens U wil. Gee dat nie een van ons ooit sal twyfel in die liefde wat U vir ons het nie. Here, ons vra dat U ons sal toevou in die vaandel van die liefde. Beskermend in die holte van U hand. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 119 vers 4 en 19. Amen.
tref je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Weerens goeiemôre broers en susters. Net die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat in hierdie week verjaar. Die 25ste, Lise Marie Bam. 27ste, Nielsie van der Walt, Jan Kriel, Floris de Jager en Antonie Olofse. En die 28ste, Tannie Fransie Greef. Al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here sy seënende hand nog vir baie jare oor julle hou. Dan word voorbeding gevra vir Tannie Dalena Mokke. Vrydag toe ek daar by haar was, het sy ook die begeerte uitgespreek om hier te gewees het met die belydenisaflegging van haar kleinkind. Maar ons bid vir haar vinnige beterskap toe. Sy is op hierdie stadium nog in die intensiewe sorg in die N17 hospitaal. Baie sterkte ook vir die familie. En dan baie geluk aan Minay en Inge en Christian Marudey met die belydenisaflegging van julle geloof, ook met die ouers en grootouers. Baie geluk en ons bid die Here se seënende hand op hulle toekomspad toe. Dan herinner ons aan Saterdag, eerskomende Saterdag se potjiekos kompetisie en die katekisasie afsluiting. Daar is hy dit gaan bywoon. Dat weet asseblief daar, hoeveel van die gesin sal bywoon, sodat ons ook net die getalle kan regkry, sodat ons sorg dat daar genoeg kos ook sal wees. Die potjiekos beoordeling self vind 5 uur plaas, en dan net daarna sal ons saam eet, en dan van vroegmiddag af is die speelietjies en dinge reg, vir ons kinders om te kom speel. Dan is daar almanakke wat die gereformeerde kerke uitgee, dit is daar een met die dagstukkies in, is beskikbaar teen R140 in die konsistorie. Môre aand is kerkraadsvergadering om 6:00 en daar is tee, so jy kan lekker gaan tee drink en saam kuier. Baie lekker week vir elkeen.